Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. My naam is Dion Loos. Nou oor die kyk ons so klein bietjie weer na ou Afrikaanse films. Ag, en dit is so 'n lekker ervaring, né? Want skielik onthou jy weer, jy onthou, want in die fliek is daar 'n engleitjie wat jou herinner aan jou oupa se engleitjie wat hy 2 keer 'n week gewas het. Of die ou Pretoria met sy wye strate en bome. En dan daardie nostalgie van oupa self, né? Met sy lang wit kouse en kousrekke en kortbroek en kerkskoene wat altyd blink gemaak is vir die Sondag. En dit laat jou verlang na mense wat nie meer aan jou tafel sit nie. Maar in hierdie ou films is daar ook iets anders wat altyd deurkom. En dis daardie deel van ons wat ons Afrikanerskap noem. En saam daarmee die ou stories van erfporsies en ondergrondse regte. Daar is altyd in ons stories daar die een sussie ergens in die familie wat deur die lot 'n kriel getrou het, nou. En toe kry hulle natuurlik die mooiste plaas langs aan in die erfporsie. En iewers in die familie word daar gefluister en sê, hierdie kriel, noem dit nou maar net, is maar net te van, het ons ergens ingedoen met grond en met beeste of met geld. En dan is daar nog ook in hierdie ou stories die goeters van die politiek wat ons vergeet het, nou, die spanning tussen die natte en die sappe en die sogenaamde verraaiers en die kerkraadsverkiesings waar sekere mense uitgeskuif is oor hulle standpunte. Diep stories, ou stories, maar eintlik net prente van hoe menslikheid werk. En nie net in Suid-Afrika nie, maar oral oor. Want kom ons wees eerlik, in ons eie families is daar net sulke goeters. Nie altyd so groot soos 'n plaas nie, maar dalk ouma se teestel wat nooit by jou beland het nie, of oupa se stoel wat nie in jou huis staan nie. 'n Broer of 'n suster wat jou verbygegaan het of wat jy heeltemal glad nie meer kontak het nie, of wat jou ingedoen het met iets, of daardie ou wonde wat onder die oppervlakte lê en wag vir die volgende feesviering om weer oor te borrel en oor te praat. En tog in baie van hierdie films en in baie van ons huise sit almal na ete by dieselfde tafel waar ons die kriel senebal bespreek het en oor hulle geskinder het, en dan word die Bybel oopgeslaan vir huisgodsdiens en daar word vir reën gebid op ons plaas. En dit laat 'n mens wonder oor hoe die menslike hart werk, né? Hoe maklik draai ons 'n wrok toe in 'n mooi baadjie en dan noem ons dit baie keer die geskiedenis of dis net hoe ons is of hy of sy of hulle verdien dit vir dit wat hulle aan ons gedoen het. Soms wil dit vir my voorkom asof ons 2 kamers in ons harte het. Die een kant is vir liefde en genade en Christendom en sagtheid en die ander kant vir gif en wrok en oordeel. En ons dink as ons die gif net op 'n mooi manier inwerk in 'n skottel vol eerbare motiewe, dat dit geneutraliseer word. Ons dink dat as ons gif in cuisine kos toemaak, dan word dit anders. Nee, gif bly gif, maak daaroor en hoe ek dit toedraai nie. Net soos op die speelgrond waar daar die maatjie 'n storie dalk oor jou versprei het, of by die skoolhek waar die tannie in haar pajero en gymklere jou parkeerplek gesteel het, of by die werk waar iemand net 'n bietjie te hard probeer om die bevordering te kry wat jy dink jou toekom. En dis klein goedjies, maar dit raak elkeen van ons se hart. Ja, ek en jy het grense en dit moet ons vir mekaar sê. Ons het die reg om te beoordeel, maar nie om te veroordeel nie. Sonder oordeel is daar chaos in die wêreld, sonder reëls is daar chaos, maar sonder liefde is daar verwoesting. En dis juist Jesus wat die groot balans gebring het. Hy het mense aangespreek, maar nie verwerp nie. Hy het geleer en gesê, bid vir jou vyande, selfs toe hy aan die kruis gehang het. Dink hoe anders sou ons wêreld lyk as oupa dalk in daardie gebede vir die kriels en die ander mense oor waterregte met wie hy gestry het, gebid het dat dit by hulle moet reën. Want as jy bid vir reën vir al jou bure, wat gebeur? Dan reën dit mos op jou eie plaas ook. Net so, as jy droogte oor hulle uitspreek, dan droog dit soms jou eie landerye ook uit. En dis nie 'n geestelike beginsel nie, dis 'n menslike realiteit en 'n natuurwet. En wat sê, wat jy saai, oes jy. Wat jy versprei, keer terug. En dalk is vandag 'n goeie dag om weer na jou eie storie te kyk, né? Daai klein feuds en wrokke wat jy in jou saamdra, wat jy dalk daar in die tou doen met iemand wat voor of agter jou staan, in die parkeerarea, in jou eie gesin, in jou eie wêreld en in die mense rondom jou. Om te onthou, jy kan nie iemand anders gif toedien, al draai jy dit hoe mooi, in die mooiste woorde en die mooiste intensies toe, en dink
dat jy nooit self daarvan gaan drink en dat dit jou nie net so of dalk meer beïnvloed nie. So terwyl ons so met mekaar praat, baie dankie dat jy saam met my gekuier het en hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.